is die Reine Wynheid en baie welkom by nog 'n episode van my kant Martelies Brink. Ek hoop jy luister lekker, gesels saam, stuur vir my gerus 'n e-pos en sê vir my wat jy tans geniet, brink@rsg.co.za. Vandag gesels ons met Miles Mossop van Miles Mossop Wyne in die ateljee. En jy sal nou uitvind hoekom ek dit so stel, ons gaan die hele familie ontmoet. Dit is 'n familieaffære, pragtige stories van sy kant af en hoe hy oor see gaan werk het, later aan die in Suid-Afrika en gesê het dit is tyd om sy eie ding te doen. Hoe onderhandel jy daai sake? Bly by ons daarvoor hier in die Reine Wynheid, maar eers is dit tyd vir my wyn vir die week. Dit is die Stellenbosch 1679 Single Vineyard Old Vine Pinotage 2022. Ek het dit nou die dag geproe. Weereens, ek was by die Stellenbosch wynfees en daar kry ons die geleentheid om fantastiese wyne te proe en ek was so beïndruk met hierdie wyn. Dit is regtig een van daai wyne wat vir my lig voel. Dit is van Koelenhof Wynkelder. Hy voel lig, maar dis ook 'n vol wyn. Dit is ek regtig, jy moet hom in die hande kry en hom proe. Hulle beskryf spesifiek vars kersies, bietjie spesery, rooi vrug en mokka sluit hulle daarbey in. Hierdie ou wingerd is 47 jaar oud. So gaan kyk gerus, hy's vir 18 maande in 300 liter Franse eikvate. Probeer hom, laat my weet wat jy van hom dink. Dit is dan die Koelenhof Stellenbosch 1679 Single Vineyard Old Vine Pinotage van 2022. Volgende vind ons uit, wat is Erns Groenling se gunsteling wyn en kos en wyn ervaring? Erns? Hallo Martelies, dit is lekker vir my om 'n bietjie wyn met jou te gesels op die Reine Wynheid. Ek het die voorreg gehad om al wyd te kan reis en te kan gaan stap op verskillende plekke reg oor die wêreld. En daar was, gelukkig vir my, was daar oral 'n bietjie wyn ook in die omtes beskikbaar. Ek dink ek moet wel gou afskop deur net ietsie te bieg by jou. Ek het die afgelope paar maande, eintlik hier van laat Maart af, het ek eintlik bietjie verbygehou wanneer dit by wyn gekom het. En dit het grootendeels te doen met 'n poging van my om gewig te verloor, wat nou weer aansluit by 'n bietjie van 'n slaapprobleem wat ek het rondom die slaapapnee. En die goed is maar gekoppel aan gewig en ongelukkig ook as 'n mens in die aande alkohol geniet, dan het dit 'n baie slegte impak op my slaap en my snork en al daai tipe dinge. En dan is dit vir my vrou ook nie lekker om te slaap nie. So ek het 'n breuk geneem van wyn, seker vir so goeie 3 maande, 'n bietjie langer selfs. Maar ek het nou onlangs weer so 'n bietjie meer konservatief, wil ek amper sê, 'n glasie wyn begin geniet. Dikwels 'n bietjie vroeër in die dag, dan nou nie voor die bouing verby is nie, maar nie te laat in die aand nie, maar dit is maar weens gesondheidsredes. Maar ek het op 'n stadium het ek begin wonder of ek soos NP van Wyk Lou destyds geskryf het, ook gaan sê, miskien sal ek die wingerd prys en nooit weer van hom drink en net in 'n verbeelde glas die koel gedagte skink. Dis almal pragtige vers daai van NP van Wyk Lou. Maar as ek nou terugdink aan van my reise, ek het in 2015 het ek die Camino pelgrimstog in Spanje gaan stap, 'n lang roete van oor die 800 kilometers. En daar in die platteland van Spanje het ek een oggend afgekom op Fuente del Vino, buite die dorpie Estella. Nou, Fuente beteken fontein en del Vino is natuurlik wyn. En ek was dus by 'n wynfontein buite die dorpie Estella. Die lastigheid was, dit was net so na 8 in die oggend gewees. Ek het die kerkklok 8 keer hoor slaan toe ek by die beroemde wynfontein opdaag. Nou wat daar gebeur het is dat 'n wynboer in die omgewing, kyk, daar's mos wonderlike wynstreke in Spanje ook, La Rioja is een van hulle en dit is eintlik juist daar rond waar ek hier gestap het. En daar het die wynboer besluit om vir pelgrims wat die Camino stap, gratis wyn by 'n wynfontein aan te bied reg langs die roete. Nou kyk, 'n pelgrim gaan nie 'n gegewe perd in die bek kyk nie. Is dit die regte spreekwoord? En ook definitief nie 'n gegewe gratis glasie wyn nie. En ek het toe my besluit, dis 8:00 die oggend, maar ek gaan nou maar my waterbottel bietjie vol rooiwyn maak en dit was heerlike wyn en dit was ook petrol gewees vir die pad, vir die stapdag wat voorgelê het. As ek reg onthou is die wynplaas daar se naam is Bodegas Irache.
So as enige van julle ooit die Camino gaan stap, veral daai eerste deel van St. John P. de Port af, kyk maar bietjie uit daar, so 'n week in die roete buite Estella, sal jy op Fuente del Vino afkom, 'n regte egte wynfontein. Maar ek het verder ook die voorreg gehad om in Frankryk, by Bordeaux, wat natuurlik 'n tipe hoofsetel van wyn is, nie net in Frankryk nie, maar in Europa, het ek die voorreg gehad om die wynmuseum daarso, La Cité de Vin, ek hoop ek het dit nou reg uitgespreek, te besoek, wat 'n fantastiese museum is met, ek dink 5 of 6 verskillende vlakke. Jy kan daar wonderlike sensoriese ervarings hê met wyn, en nie net proe nie, en jy kan ook daarso na 'n tipe digitale, multimedia, dis seker nou al kunsmatige intelligensie tipe uitstalling kyk en regtig baie meer leer van wyn van reg oor die wêreld. Ek het ook daardie middag het Christophe Chateau, wat 'n baie groot wynkenner is, het daar vir my op 'n wynproe geneem by Chateau La Dominique, daar in die wynlande van Bordeaux. En ek het daar van die, ek wil amper sê, swaar rooi Bordeaux wyn geniet. En Christophe het vir my baie meer geleer rondom wynproe en hoe jy nou met jou neus moet maak en hoe jy die wyn in jou mond proe, beweeg en dan nou afsluk. Ek moet ook sê, ek is nie 'n groot wynkenner nie. Ek maak my nie uit as iemand wat nou vir jou gaan sê dat hierdie wyn het 'n goue plakker nodig en daai net 'n silwer of 'n brons nie. Maar soos hulle altyd in die Landbouweekblad se hoekie vir eensames gesê het, ek geniet 'n glasie wyn by geleentheid. Soms meer as 'n glasie wyn. Ek het ook al die voorreg gehad om op Sint Helena eiland, wat daardie klein eiland diep in die Suid-Atlantiese Oseaan, om daar te gaan stap en te toer en ook te sien waar keiser Napoleon sy laaste dae geslyp het. En hy het daar 'n tipe wyn, amper sê wyn verkoeler gehad, wat so 'n tipe houtstruktuur was, waar hy sy wyn bietjie koel gehou het. En hy het natuurlik wyn, is uit die Kaap, van Constantia, dink van Groot Constantia af, is wyn na Napoleon gestuur, wat hy dan nou geniet het, terwyl hy daar in ballingskap was op Sint Helena eiland, waar hy ook natuurlik later oorlede is. Maar dit is die buiteland. As mens kyk na plaaslike wyne, ek is baie lief vir Leopard's Leap se wyne. Leopard's Leap is natuurlik die wynplaas hier buite Franschhoek, net langs La Motte, en daar is, deel van Leopard's Leap se aanbod is die Culinaria Collection. Ek hoop ek het dit nou reg gesê hierso, dat my tong nou nie so knoop met hierdie woord nie. Culinaria Collection. Dit is 'n wonderlike reeks wyne wat Leopard's Leap bied, wat interessant genoeg spesifiek daarop gemik is om baie lekker saam met kos te gaan. So as mens dan nou byvoorbeeld Leopard's Leap se wynplaas ook besoek, wat ek onlangs gedoen het met my vrou Catherine verjaar het, is dit baie lekker om daardie wyn ook met kos te kombineer. Natuurlik, Leopard's Leap is bekend vir hulle heerlike rotisserie, middagetes, veral op naweek en op 'n Sondag, en dan kan mens dit heerlik kombineer met die wyn wat hulle daar het. As ek nou moet dink aan wat tans my gunsteling wyn is, sal ek sê in Suid-Afrika is dit Jakkalsvlei. Jakkalsvlei se Cabernet Sauvignon, wat 'n heerlike dieprooi wyn is, wat ook baie lekker saam met oxtail gaan, of saam met 'n breadie, lekker winterskos, lekker vleis, maar ook sommer net lekker op sy eie ook. Ek is baie lief vir die Jakkalsvlei wynplaas ook. Dit is geleë daar buite Herbertsdale, nogal op die tuinroete van alle plekke. Want dit is 'n pragtige wynplaas met 'n heerlike restaurant en ook baie lekker speelplek vir kinders en vir jong mense. Jantjie Jonker is die eienaar van Jakkalsvlei daar op die tuinroete, en hy het daar in 2008 die eerste keer begin wyne bottel, 'n heerlike uitstappie om ook daar op die tuinroete buite Herbertsdale by Jakkalsvlei te gaan kuier. En wat vir my ook baie spesiaal is hulle het selfs 'n boutique bier wat hulle daar gemaak het, wat jy daar kan kry by die wynplaas, en die bier se naam is Jackal and Wolf, of Jakkals en Wolf, en dit is ook my seentjie se tweede name, so dit is nogal vir my baie spesiaal. Kyk, ons is so bederf natuurlik in Suid-Afrika met so 'n fantastiese groot aanbod van wyn.
En as ek net dink aan iets wat vir my baie mooi is wat ek al gehoor het ook, is dit dat Tielman Roos van Mooi Plaaswyne daar in die omgewing van Bottelary hier buite Stellenbosch. Ek het een keer 'n besoek aan hom gedoen. Ek het ook daar gestap vir 'n eldersreeks. En toe het Tielman vir my daar in die wingerd gesê dat 'n glasie wyn beskou hy as 'n opsomming van die natuur. Want as jy nou dink aan die terroir en jy dink aan al die omstandighede, die weersomstandighede, die wingerd self, alles wat so moet saamspan om te kan sorg vir die regte geleentheid en omstandighede om dan nou fantastiese wyn te maak, sê daai wyn in die glas vir jou iets oor die natuur. So met daardie gedagte sluit ek af. Baie dankie, dit is lekker om deel van die reine wynheid te wees en ek hoop al die luisteraars geniet ook daardie opsomming van die natuur in 'n glasie wyn. En kom ons hou maar aan om die wingerd te prys en dan tog maar wel van hom te drink en nie net verbeelde glase te skink nie. Baie dankie, Erns Groenling wat altyd dinge so mooi vir mens stel, né? Dit is hier op die Reine Wynheid saam met my Martelies. Miles Mossop kuier in die ateljee by die Reine Wynheid vandag. Dis lekker om hom hier te hê, al die pad deurgekom en ek sit net en dink ja, die koel weer is nou besig om kop uit te steek, maar jy het seker die afgelope week of so of twee se somer weer as 'n surfer geniet, het jy kans gehad om bietjie die see te geniet. Ja, nie eintlik kans gekry om te surf. Eintlik was die surf tamelik klein, weens die mooi weer. Goed. Eintlik 'n bietjie storms en van die noordwes storms wat deurkom, hy koue fronte. Maar die probleem is, ons het nou 'n bietjie min reën gehad die afgelope paar maande en dis eintlik 'n bietjie vroeg om so warm te wees en die wingerd nou begin bot. Almal raak 'n bietjie senuweeagtig en is 'n bietjie bekommerd oor hoe vroeg die seisoen gaan begin. Ja, en jy kan niks aantrend doen nie. Jy moet nou maar sit en kyk hoe dit gebeur. Ja, dis maar boerdery. Dis jy kan niks aantrend doen nie. Gelukkig meestal van die wingerde waarvan ek drywe kry is in Stellenbosch, hulle het besproeiing, maar hulle gaan nou vroeg bot en die seisoen gaan lekker vroeg aan die gang kom. Ja, groot moeilikheid. Ons ouma in die duime asseblief. Dat dit so 'n bietjie breek. Maar ons baie dankie dat jy ingekom het. Ons drink die Max, heel eerste die 2022. Wie's Max? Vertel vir ons van die wyn. Ja, Max is my seun. So ek het nou begin toe ek begin die bedryf om wyn te maak by Tukare. Hulle het my die geleentheid gegee om my eie brand te begin in 2004. En ek en my vrou het begin met die familie. Die eerste wyn wat ons geboteleer het eintlik was 'n wit versnitwyn met die naam van Saskia. Dis my oudste dogter. En die tweede wyn wat ons geboteleer het was die Max. So Max is my seun, hy is nou 21 jaar oud. Eerste oesjaar was 2004. So my brand kom van nou 'n lang pad af. Toe was my derde kind gebore, Kika. In 2009 het ons 'n soetwyn uitgebring met haar naam op die bottel. En so ons begin met die familiereeks. Dis waar die hele brand begin het. So dis waar ek nou begin het. En ek bring nou die rooiwyn wat 'n Bordeaux versnit is van Stellenbosch, want dit is 'n bietjie koel uit buite en as gaan 'n bietjie reën later vandag so. Die flik sien so uit daarna. Gesondheid, ons gaan nou seker daar begin, heel eerste. Gesondheid en ons bid en nou duime vir die wingerd, né, dat dit so 'n bietjie vas. So vertel vir ons van die wyn en net hierdie geurprofiel. En dan met die etiket, want jou vrou is verantwoordelik vir die etikette, die kuns daarvan. En dit is my so mooi. Daar's in Engels die woord ethereal, wat ek elke keer aan dink. Dit is swaar vir droom wat jy sien op die etiket, regtig pragtig. Okay, ek sal begin met die etiket. So toe ons begin het met die eerste wyn 2004, die Saskia, 'n witwyn wat ons eintlik eers vrygestel het voor ons die Max die volgende jaar vrygestel het, want hy was 2 jaar in die vate en die Saskia 1 jaar. Ek en my vrou het bietjie gepraat oor die brand en die naam van die brand. Ons besluit op Miles Mossop Wines. Maar die eerste wyn was 'n versnit en ons het besluit die wyn het 'n naam nodig. Hy kan nie net, dit was Chenin Blanc Viognier. Ons wil nie nou sê Miles Mossop Wines Chenin Blanc Viognier. Ons wou die wyn identiteit gee. Ons het besluit die hele storie van die brand gaan oor my en oor die familie wees. En ons gaan die eerste wyn benaam na Saskia, ons dogter. En ek het eintlik 'n etiket ontwerp self wat ek nou van 'n idee gekry het van 'n California brand, Aubert. En dit was baie simpel brand, baie eenvoudig, net die naam van die brand voor en al die inligting agter. So eintlik die eerste etiket, so net gesê Saskia voor, dis al. En dan al die inligting agter. En toe sê my vrou nee, dis boring. Ons kan nie sulke. Sy's 'n interior designer en decorator en sy het baie te doen met fabric, klere, design, al daai goed. En sy sê nee, ons het iets op die etiket nodig.
Ons gaan elke jaar na die blomme. Elke jaar Augustus gaan ons na die blomme toe, self, net die 2 van ons, en sy besluit, ons het blomme nodig. Goed. En toe besluit ons op die poppy. Weens die feit dat dit uitkom vroeg in die lente, en is iets wat symbolizes new life, new birth, because it comes out in the beginning of spring. Ja. En dis hoekom we naming it after our daughter, en dis hoekom ons besluit, ons gaan 'n poppy opsit. En ons het daai deur al die etikette gevat, deur al die wyne wat ek maak. Ja. So het julle die blomme weer gaan kyk nou. Ons Julle is nog op pad. Ons het eintlik 1 September boeking gehad by Papkelsfontein in Nieuwertville. En toe besluit ons gaan eintlik kanselleer want die blomme is so vroeg uit en ons weet teen daai tyd gaan nie baie min blomme wees. So ons het eintlik nie gegaan hierdie jaar, maar ons het klaar geboek volgende jaar vir ek dink is die 2de week in Augustus. So, hoe voel die kinders oor die naam op die wyn? Want ek dink elke keer, ek het vir jou verlede jaar by Woordfees gevra oor of van jou kinders betrokke raak en wat Max nou doen en daai tipe van ding, so jy kan vir ons bietjie vertel. Dit is nou 'n familieaffære, maar om jou naam op 'n wyn te hê en dan hopelik is dit 'n lekker wyn daai jaar. Mense het mos maar jare waar kwaliteit wissel om jou naam verbonde te hê in 'n wyn is baie keer 'n bietjie stres, dalk nie as 'n jong kind nie, maar wanneer jy ouer raak en jy begin verstaan waaroor dit gaan. Ag, ek dink van 'n jong ouderdom het hulle klaar begin 'n bietjie nie stry nie, maar 'n bietjie daar was 'n bietjie kompetisie tussen hulle oor die wyn. Wat was die beter wyn? Wat is die mees wat se wyn het die hoogste prys? Die dogters is so Saskia en Kika is 'n bietjie meer geïnteresseerd daaroor. Hulle vra oor watter wyn kry die hoogste pryse meer gereeld. Eintlik kry die Kika die hoogste pryse meer gereeld en eintlik die Sam, dis 'n wyn wat ek na my vrou benaam het. Maar tussen die kinders, die Kika, die dogters, die kinders het nou begin 'n bietjie wyn drink. Kika is nou 18, so miskien van die jaar van so 15, 16 by die huis, by die eettafel het hulle begin wyn drink en hulle hou van hulle eie wyn, die wit versnit en die Kika wat die soetwyn is. Ja. Hulle het nog nie 'n palet gekry of they haven't developed a palate for the red wines yet. So die Max is hulle drink nie eintlik veel Maxie. Maar hulle sal nogal kom. Ja, maar die probleem is Max, hy het geen Belangstelling in die wyn. Hy drink nie eers nie. Ja. Hy is 21 jaar oud, student by Stellenbosch, maar hy raak nie eers aan enige drankie. Ons het eintlik sy 21ste verjaarsdag gevier hierdie naweek, saam met sy vriende en ek het wyne van sy geboortejaar gevat, 2005 Director Reserve Tukara, 2005 Max. Ek het 'n wyn wat Adi Barnos vir my gegee het met van sy geboortejaar af. En het alles saamgevat vir die naweek en ek wou oopmaak vir sy en sy vriende. En toe sê hy nee, ek sê hy gaan nie drink by die wyne nie. So sê ek okay, ek gaan nou hulle begin drink, want jy drink jy. Hy sê nee, ek gaan daai wyne vir my hou, want ek sal 'n dag kom dat ek gaan wyn geniet. Ja. En ek sal begin drink en dan sal ek hy wyn. Ja. Ja. En hy sal 'n jaar se wyn seker ook. Hy wil hê ek moet daai jaar se wyn hou. Pragtig. Ek sê die wyn gaan nie so lank hou nie. Nee, ek moet wag. Ek is seker dit sal hou. Dit is kwaliteit wyne. Neem ons gou asseblief deur. So dis nou 22 jaar al van Miles Mossop wyne, soos wat ek nou maar so die ligte wiskunde uitwerk, maar jy het 'n baie lang loopbaan voor dit gehad. Kom ons praat gou 'n bietjie oor die studies. Blykbaar het jy 'n kop vir syfers. Is dit hoekom jy so goed doen as entrepreneur met jou eie handelsmerk? Ek weet nie of so 'n goeie kop vir syfers het. Ek het daai eerste jaar by BCom rekenkunde eintlik alles gedryp. Ek het Eerste jaar. Ja, Ook al dit gebeur met die beste van mense. Ja, ek het 1 jaar in die weermag gespandeer by Youngsfield hier in die Kaap. Ek was daar vir sport, vir waterpolo. En ek eintlik 'n bietjie te veel die sport geniet en 'n bietjie te veel pas gekry van die weermag. En toe gaan ek direk in rekenkunde of BCom by Stellenbosch. En ja, dit was eintlik te veel pret. So ek het eintlik alles gedryp. En toe ek wou weer teruggaan na die universiteit, toe sê die universiteit vir my, nee, jy kan nie. Jy kan nie, jy's uit. Jy kan terugkom, maar jy moet iets anders doen. So, dis wanneer ek nou BC begin het. Maar ek het eers begin met die BC Geologie. Goed. Ja. Wel, dis fantastiese basis, geologie. Ja. So ek weet nog nie wat is moeiliker nie, rekenkunde of BC. Ek dink die BC is bietjie rowwer, of hoe? Ja, ek weet nie. Ek het nie baie tyd gespandeer op die rekenkunde. Ek dink my eerste klas by rekenkunde, ek het ingestap in die deur, eintlik 'n bietjie laat, dit was die eerste dag van die universiteit. Toe sit ek heel voor, want dit is die enigste sitplek wat oop was, want ek was 'n bietjie laat. En ek het nie rekenkunde by skool gedoen nie. En dis die tyd in Stellenbosch toe alles in Afrikaans was. All the lectures were in Afrikaans. En toe sit ek en ek luister na die vrou wat praat oor rekenkunde in Afrikaans. Toe staan ek op halfpad deur en ek stap uit en ek gaan nooit weer terug klas toe.
So dis die rede. Baie tegniese vak, jy weet, om in Afrikaans weer te En ek het 'n bietjie laat begin probeer opvang en ek het gedryf, maar eintlik toe ek op skool was by bedryfsielkunde, het vir my gesê ek moet eintlik iets in BC swat, eintlik ingenieurswese. Maar toe kom ek uit weet rekenkunde, ek gaan na BC geologie en geochemie. Ek moet 'n paar vakke opgevang het en dan later dan besluit ek na wyn. Voel vir my baie gebalanseerd. En op die ou end is dit ook maar waaraan jy belangstel, wat vir jou interesseer. Ek dink dit is maar baie waaroor dit gaan. Jy weet, ek moet sê op skool nie baie goed gedoen nie. Ek kon nie minder gepla wees nie. Ek sê nog steeds vir mense ek het wiskunde vraestel oefeninge begin doen die dag voor die matriekeksamen. Want ek kon net nie gepla wees nie. Net deur, dankie tog universiteitstoelating en toe was universiteit vir my so interessant. Toe ek daai vakke so geniet en ek dink daarom redelik goed gedoen. Maar so jy's toe nou klaar daar en jy beweeg toe nou van daar af. Vertel vir ons van jou eerste ervarings. Jy was ook by Spice Route gewees te Lima. Jy was in Australië. Neem ons deur van die hoogtepunte want hierdie is nie net vir die mense wat vir Miles ken nie, né? Ons wil nou vir hom blootstel mense wat hom nog glad nie ken nie, nog nooit gehoor van Miles Mossop wyne nie, gaan jy nou weet met wie jy te doen het en die wyne self en jy moet nog vir ons vertel van die Max en die geurprofiel daarvan. Die neus is so Okay, ek sal begin met die Max. Maak my so gelukkig en dan loop jy deur daai eerste tree na die BC. En ek het ook net gehoor terloops dat hy was nommer 1 in sy klas. Dit is vir my vertel deur iemand anders wat by Elsenburg nommer 1 was in sy klas. Dis al wat ek gaan sê, dit is hoe ek het nou ontvang het van ander mense. Ek gaan begin met die Max. So die Max is 'n Bordeaux versnit van Stellenbosch. Ek dink Stellenbosch is vir my die beste streek om hierdie styl wyn te maak in Suid-Afrika. Daar is there are very good examples outside of Stellenbosch, but I think consistently Stellenbosch is die beste plek om die styl wyn te maak. Hoofsaaklik Cabernet Sauvignon met so, ek dink as 25 of 23% Merlot by en 'n bietjie Petit Verdot en Cabernet Franc. So 4 verskillende variëteite van oral Stellenbosch. So hy is nie van een spesifieke area in Stellenbosch. Ek koop druiwe in en ek kontrakteer druiwe in van klomp verskillende plase en ek bring hulle in. So ek wil 'n wyn maak wat tipies Stellenbosch Bordeaux style blend is. Hy het donker vrug. Hy het bietjie van daai droë so dried Italian herbs coming through. Cigar box, cedarwood, daai tipe geure moet ek kry. 22 was 'n baie warm jaar, so die wyn is vol, hulle is ryk, hulle is wyne wat vir 'n lang tyd kan hou in jou kelder. Maar vir my moet die wyn ook elegant wees. So van die neus gaan hy op die palet en dan is hy's vol geure, maar is nie dominerend in een geur. En dan moet hy mooi skoon op die nasmaak wees, bietjie tannin, wat daar moet prominent wees, maar hy moet nie te droog wees nie, hy moet nie te groot of te swaar wees. En dan gooi jy suur en varsheid wat die wyn bymekaar bring. Dis wat ons soek. So dit is die Max 2022 van Miles Mossop en ons gaan nou 'n bietjie kyk na die res van die familie, letterlik, en ook die Cape Winemakers Guild waarby hy betrokke is en die baie spesiale wyn wat hy vir hulle ook botteleer oor die jare. So jy het nou klaar gemaak en toe begin jy in die wynbedryf. So toe ek nou klaar is by Stellenbosch op die ou end, na 8 jaar studeer. Ons weet nou in die industrie dat jy moet, as 'n jong wynmaker, jy moet oor see gaan, jy moet ervaring kry. Oor see vir net daai exposure wat jy moet kry. Verskillende wynstyle, verskillende wynmaaktegnieke, verskillende terroir areas waar mense en variëteite wat mense maak in verskillende maniere. So ek het besluit ek gaan eers Australië toe, Engels sprekend, wat goed is. Dis 'n baie interessante naam wel, Knapstein. Ja, Knapstein. Vir goed, ek wou nou net sê, dit klink om baie Duits of jy weet, Afrikaans. Ja, is Duits van oorsprong. Knapstein, he owned the brand. Hy het eintlik die brand in die tyd wat ek daar aangekom het, hy het dit verkoop aan 'n groot maatskappy, Petaluma. Ja. Maar sy naam is nog deel van die brand. So ek het daar gegaan na Clare Valley, wat Suid-Australië is, net noord van Adelaide. Ek wou eintlik Margaret River toe gegaan het, maar ek het net 'n plek gekry by 'n baie klein, daai tyd nie baie beroemde wynkelder. En my pa betrokke was by die wynindustrie. Hy het gesê, nee, jy het nou 'n plek gekry by
dit was, what's the name of that? Xanadu. Ja. En dan die ander een is Napstein. En hy het vir my sê, nee, Napstein is meer gewild, hy is meer beroemd. Petaluma, die wynmaker by Petaluma hy's 'n baie beroemde wynmaker, baie tegnies goed. Jy gaan baie meer leer. So my pa het vir my gesê, eintlik, ek moet nou na Clearvallei toe gaan. Toe kom ek aan met die bus van Sydney af. Toe klim ek uit van die bus uit. En ek wou Margaret River toe gaan waar daar surf is, langs aan die see. Ek is nou in die middel van amper die Outback. En ek klim van die bus af met my surfboard. En ek gaan in die middelpub, die kroeg. Ek is nou 350 kilos van die naaste branders. En toe stap ek in by die kroeg en ek sien dis net basically boere en amper hillbillies wat daar is. En ek gedog, okay, dit gaan nou interessant wees. Maar hulle het baie goeie wyn gemaak, veral Riesling, Shiraz, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, bietjie Sauvignon Blanc, bietjie Gewürztraminer. Ja. En hulle was baie tegnies goed en ek het baie geleer by hulle. En ek het hard gewerk want daar was niks om te doen. Naweke was er nergens om te gaan. So ek het net gewerk. Tot die punt wat toe hulle vir my gesê het, jy kan nie nog overtime werk nie. Jy is nie toegelaat nie. Goed. Toe sê ek, maar ek wil. Nee, jy is nie toegelaat nie. So dit was baie goeie ervaring vir my en baie goeie ondervinding. Toe kom ek terug en toe gaan ek oor see om te werk in Kalifornië, in Napa Valley, by 'n plek met die naam van Farniente. Hulle fokus op Bordeaux blends en Cabernet Sauvignon en Chardonnay en 'n bietjie soetwyn. Dit was 'n heel ander ervaring vir my, hele ander wynmaak tegniek. It was a very, very beneficial and a great experience working in America. Ja. I loved it. Ek wou bly in Amerika. Voordat ons nou praat oor die Suid-Afrikaanse ervaring, jou pa is baie bekend, Tony Mossop. Hy is 'n Kaapse wynmeester, skrywer gewees. So ek het vir jou vroeër eintlik gevra het of hy nie ook 'n impak gehad het op jou belangstelling in wyn nie, of was daar nooit, my pa is in die wynbedryf, ek wil ook eendag in die wynbedryf wees nie. So eintlik hy was nie in die wynbedryf, dit was nie sy primêre inkomste was nie van wyn, dit was eintlik leather tanning. They had a tannery in Rondebosch back in the day. I don't know if you ever drive through Rondebosch, you go past Tannery Park. Ja. That was Mossop's leather. O, goed. En toe skuif hulle vanaf na light industrial area, sort of Parow area. And then they bought the tannery in Wellington, which was known as Smellington because of the tannery. Maar daai was Mossop's. Ja nee, dit was rof. Ek het nie Parel groot geraak, so ons het baie keer Wellington toe gery en dan jy skooluitstappies by die leerloeiery. Okay, ja. So dit was deel van die Mossop's. Goed. Van die leerloeiery. Okay. So daar's nou 'n klein plekkie met winkels en so wat nou die tannery genoem is. Ja. So sorry. Op 'n manier leef dit voort tot 'n mate, nee. His primary interest besides cycling was wyn. So hy het gestudeer in Engeland, in Londen. Hy het gaan leer studeer. He became interested in wine and wines from Europe. Toe kom hy terug, begin werk vir die familie, met my ma getrou, hulle trek na Somerset en toe begin hy met die Cape Wine Masters diploma, program. Ja. Hy was van die eerste klas van Cape Wine Masters. Sure. Cape Wine Masters. He had a large collection, 'n groot kellerwyn. Hy het begin 'n bietjie betrokke raak met die industrie, Nederburg Auction, hy was betrokke by hulle. Hy was baie goeie vriende met die mense soos Dave Hughes, Dame Bailey, al die mense wat betrokke was by SFW in die dae. En toe begin hy nou betrokke raak by Wyn Pro en wine critiquing, wine competitions, begin hy 'n bietjie skryf. Hy het geskryf vir Wine Mag, hy het 'n paar artikels gedoen vir Wine Spectator, Decanter, en dit is alles in sy spaartyd. Maar by die tafel, ons het altyd goeie wyn gedrink. Van toe ek nog in laerskool was, ons kon 'n bietjie wyn drink. En ons moet net 'n bietjie kommentaar oor die wyn. En dan sê hy vir ons gesê oor die wyn en waar hy vandaan kom en wat variëteite en alles. Fantasties. Voel vir my asof die ouer mense daar was altyd tyd. Ja. As ek dink wat my pa hulle alles reg gekry het, doktersgraad, 2 kinders by die huis, jy werk op die treinspore in die nag, jy weet, en dan swat jy hierdie dag. Dis net, ek weet nie hoe hulle dit gedoen het nie. So daar's altyd tyd gewees, maar het jy nog van daai versameling, het jy van dit geërf, is 'n verskriklike ding. Ja, die pa is oorlede, maar ek meen, ek wonder partykeer oor of jy het geërf het. Ek het baie goeie wyn by hom geërf. Ons het gesplit tussen myself, my broer en my stiefma, maar ek het bietjie van die beter wyne gekry het, want hulle sê jy is die wynmaker. Ek het nog steeds van daai wyne, nie veel van die internasionale wyne, ek het bietjie Italiaans, bietjie Bordeaux, ek dink 1 bottle Burgundy van hom, maar 'n klomp ou Suid-Afrikaanse goed, Vergenoeg, Kanonkop, Welgemeend, die ou Libertas wyne, Sonneblom, wyne wat goed verouder, né? Ja, wyne wat baie goed verouder. So elke keer as ek 'n bottel wyn van sy versameling oopmaak, ek eer hom elke keer. Dis fantasties. Ja. Maar hy is die rede hoekom ek in die wynbedryf is. Toe ek klaar maak met geologie,
En toe besluit ek wil nie eintlik geoloog wees nie. Ja. Ek was baie geïnteresseerd in die akademiese kant van geologie, maar vir my die werk was nie iets wat ek baie in belang gestel het. belang gestel het. Ja. En toe sê hy vir my, ons kom nou uit, daar's geen sanksies in Suid-Afrika. Ons het ons eerste oop kiesings gehad en die wynbedryf gaan nou boom en miskien 'n goeie idee om te dink oor wyn. En toe sê ja, baie vinnig ek begin studeer en you develop 'n passie vir wyn. Ja. En dit nou baie vinnig gekom. So, jy het nou toe Suid-Afrika toe gekom, ongelukkig jy wou in Amerika gebly het, maar jy's terug in Suid-Afrika en jy raak toe betrokke by 'n paar handelsmerke, uiteindelik by Tokara. Ek het gewerk by Tokara vir amper 20 jaar. So ek gaan 'n bietjie terug. Ek het my eerste oes gedoen eintlik by Thelema in 98. Dit was my praktiese oes wat ek moet doen toe ek nou nog student was. En so ek het nou begin vir Giles leer ken. My pa was vriende met hom, maar ek het nou vir Giles leer ken en ek het die hele oes met hom gedoen. Ek het eintlik 'n bietjie gedoen by Spice Route met Eben Sadi, want Giles Webb was eintlik he was a partner in Spice Route back then. Dit help want julle albei hou van surf. Ja, so ja. Dit is ook, ja, nee. Maar so toe ek nou klaar gemaak het in Kalifornië en ek kon nie eintlik werk kry nie. Ek kon werk kry, maar hulle was nie bereid om my visum te sponsor nie. Want dit is 'n helse proses. Ja. Want ek was daar op 'n studievisa. Toe doen ek aansoek by 'n paar plekke in Stellenbosch en toe kry ek die werk by Tokara se wynmaker. Toe ek nog steeds daar gewerk het. So toe kom ek terug. Ek het eintlik weet Tokara het nie eens 'n naam gehad daai tyd nie. Dit was net die nuwe keller op Elshoogtepas wat GT Ferreira bou. Dis al wat ek geweet het. En Giles het Webb van Thelema hy het my aangestel want hy was die konsultant. So ek was baie gelukkig dat hy nou betrokke was. En toe begin ek by Tokara, baptism of fire. I'd never taken wine from harvest to bottle. I'd only ever worked harvests. En toe moet ek nou die op my eie doen. Met 'n bietjie help van Giles, maar hy het nie iets goed self kom doen nie. Hy het net vir my gesê, dis hoe jy so maak. Ja. Of ek moet nou filter. Hy sê nee, kom verby my keller, jy gaan sien hoe die ouens die filter opereer en jy kan dit dan daarna self gaan filter. En in my 5de seisoen 2004, net voor die seisoen, ons het 'n bietjie we did my salary review with GT Ferreira and Giles Webb. En ek het nou aansoek gedoen eintlik by Klein Constantia vir 'n pos. Want ek het gevoel ek het baie lae salaris gehad by Tokara. Ek was basies aangestel as wynmaker, maar met as assistent wynmaker salaris. En vir 4 oesjare klaar teen hy salaris gewerk en ek het eintlik 'n aansoek gedoen op 'n ander plek en was baie naby om die werk te kry en ek weet wat hulle salarispakket was. So toe kom ek terug na GT en Giles en ek sê this is now what I'm worth. Ja. En toe sê nee, maar dit is amper 3 keer hoeveel jy nou op die oomblik bedien. So dit is dalk meer as wat jy nou verdien, maar wat is jy werd? Dit is ons maar altyd die vraag, nee. En toe sê hulle vir my in die vergadering, ek moes geweet het as ek nou met GT probeer nou onderhandel en negotiate. Toe sê hulle nee, wat ons gaan doen, ons gaan vir jou soveel betaal, want amper naby aan dubbel was, maar ons gaan vir jou toelaat om jou eie brand te begin. Goed. Daar gaan kondisies wees, maar jy kan jou eie brand begin. So ieweskielik begin nou rondkyk vir drywe en want ek kon nie Tokara se drywe gebruik obviously. En hulle wou ek moet 'n bietjie ander styl wyn maak van wat ons by Tokara gemaak het. En toe begin ek drywe nou probeer kry. En die eerste wyn, die Saskia, was ek dink 6 of 7 vate, klein vatjies en die Max was ek dink 12 vate. Baie klein hoeveelheid wyn. Sure. Maar obviously ek was baie betrokke by Tokara vir die volgende nog amper 13 jare. Dat ek het nie baie gefokus op die verkoop van my wyn. So my brand het altyd baie klein gebly. Maar hy was altyd daar. So wat 'n punt het jy toe nou besef ek het nou iets beter, dat jy gevoel het ek kan 'n sukses daarvan maak op my eie. Ek meen ons weet hoe suksesvol Miles Mosop wyne tans is, maar daar moet dan 'n periode van tyd wees jy dink jy net ek nou die regte ding hier gedoen of moet ek net maar bly waar ek is en in die minder geld verdien nie, jy weet. Om wyn te maak kos 'n klomp geld en om dit dan te verkoop is een van die grootste uitdagings wat daar seker bestaan in terme van verkope. Ja, ek het so ons het begin 2004, 5, 6, 7, 8, 9, nou bring ek uit 'n derde wyn met my dogter se wyn, Kika. En so 2012 het die brand nou begin groei. Sonder
baie inset van my vir verkope. So wasn't focusing that much on sales because I was very focused on Tukara. If I went overseas or went into the market, it was always Tukara, ons gaan Tukara's vir wyn koop. Ek praat oor my wyn, maar gewoonlik net Tukara. En dan 2012 het ek begin met die brand The Introduction, wat 'n bietjie slightly more affordable wine is than my family range. En toe begin ek nou 'n bietjie meer groei. En toe praat ek met GT en elke keer het ek gesê, eintlik nie veel gepraat met GT oor nie, maar met die general manager op die tyd by Tukara. En het altyd vir my toegelaat om bietjie te groei. En ek dink so teen 2015, 2014 het GT en dan die nuwe GM gekyk en gesê nee, eintlik Miles se brand groei 'n bietjie te veel. En hulle moet nou my bekamp. En so ek het nou opgehou om met die brand te groei, maar ek wou groei en ek het al mekaar met hulle gepraat en ons het nou begin negotiate oor miskien gaan Tukara 'n bietjie aandele vat in my brand en ons bring Miles Mossop wyne in saam met Tukara se brand en maar alles grys areas en I don't think GT was keen and I wasn't keen. En op die ou in 2017 het ek besluit, okay, ek moet nou 'n besluit maak. Wil ek nou my brand groei en op my eie gaan? Of wil ek bly as met hom taamlik kleins en as Tukara se wynmaker vir die res van my lewe, my werkslewe, want I didn't see myself going anywhere else to work for someone else. It was always going to be, if I left, I was going to go on my own. In 2017 ek het bedank in einde April 2017, net na die Pars. Ja. My vrou het vir my altyd, Samantha het altyd vir my gesê, she was always encouraging me to leave, and she actually went on a yoga trip with her friends. I'm not sure where. I think they were in Sri Lanka or maybe Bali. And I hadn't spoken about it at all with her. And she was overseas and I went away with a long weekend with some friends surfing. Sebastian Beaumont, Eben Sadi, Adi Badenhorst, I think Duncan Savage. En ek was 'n bietjie om die vuur gepraat oor die goed. And Duncan left and went on his own. Adi left and went on his own. Eben, Sebastian het moes nou sy familieplaas oorvat en groei. En hulle almal sê vir my, nee, jy moet dit doen. So ek kom terug die maandag of dinsdag, ek bedank. My vrou kom terug 2 dae later, ek sê vir ek het bedank. Sy was so geskok. Ek het nog 14 maande aangewerk by Tukara se wynmaker en ek het 9 maande saamgewerk met die nuwe wynmaker om oor te handig. Toe in 2018, middel 2018, ek dink dit was 1 Julie, was ek op my eie. En? Daar was 'n snaakse dag. Yes. So ek maak my wyn in 'n ander, ek het nie 'n keller by my plaas waar ons bly, ons 'n klein oor waar ons bly in Panhoek. So ek maak my wyn by ander mense se keller, maar al my wyne was nog steeds by Tukara. Ek het 'n kantoor by die huis. En eintlik in my vrou se kantoor. Sy het baie vinnig vir my uitgeskop. Ek het te hard getik, blykbaar. Maar ek raak nou staan nou op in die oggend en ek gaan ontbyt en ek stap 20 meter op na die kantoor en ek sit by die lesenaar en ek maak my laptop oop en ek kyk na hom en ek staar en ek kyk en I couldn't think of anything to do and I was so lost. It was actually scary. Toe kyk ek vinnig na my foon, waar is die surf? Toe gryp ek my surfboard, toe gaan ek vir surf. Gaan mediteer. Ja. Want een van die redes was ook, hooplik gaan ek 'n bietjie meer surf as ek op my eie is. Nee, dit is heeltemal baie naïewe benadering daai, gedink dit gaan so gebeur. Nee, ek surf minder. Wel ten minste is jy nie deur sekuriteit uit die gebou uitgeloop nie. Jy weet, dit klink asof dit bietjie meer op 'n positiewe manier plaasvind. Nee, dit was baie positief Okay. En ek heb nog steeds betrokke gebly saam met 'n bietjie konsulteer met blends. It was a retainer basis, so if the winemaker, new winemaker had any questions, he could fire questions to me. Okay. I could pop in. En ek het eintlik my wyne die volgende jaar 2019 weer my wyne daar gemaak op my eie. I wasn't employed by Tukara, but I was making my wines in Tukara the next vintage. En ek het net al my wyne verwyder soos wat hulle gebottel was. Goed. So ek het die laaste wyne uit hulle verwyder 2021, begin 21. Sjoe. Ja. Dis 'n lang periode van tyd. Ja.
lank betrokke by Tokara. Dankie Tokara. Jy weet die proses was hier en daar nie altyd gemaklik nie, maar baie bly dat jy die kans gehad om jou eie wyn dan te begin en daai onderhandeling te kan of toegang tot onderhandeling te kan hê. Party mense sê net nee en klaar. Miles, in terme van jou filosofie as dit kom by wyn, ons weet jy is ook baie lief vir ou wingerd. Ons weet, soos wat ek al met die projek self ook onderhoude gevoer het, is die suurvlakke wat baie positief is of 'n groot aandeel is in terme van ou wingerd. Wat is jou filosofie van die vrug en van wyn maak en hoekom is ou wingerd vir jou so belangrik? Okay, eers die filosofie van wyn maak is, dit klink 'n bietjie eenvoudig en ek dink daar is baie mense wat dieselfde ding gaan sê, maar dis waar. Ons moet net begin met baie goeie druiwe. So ek het nie my eie plaas nie, ek boer nie my eie druiwe nie. So ek koop druiwe in. Soms het ek 'n reëling met die boer dat eintlik ek hier die hele blok, hy boer dit vir my, maar teen my spesifikasies. So jy moet die regte sites kry vir die variëteit en die styl wyn wat jy wil maak. En dis net ervaring hoe mense daai besluite neem. Mense vra vir my gereeld, hoe maak jy die besluit? En ek sê, yes, ek is nou jy weet 28 jaar wyn maak, dis oorervaring. En dan jy moet daai druiwe nou tot rypheid kry vir kwaliteit. So daar's klomp aksies wat mense die winge kan doen, vanaf snoei tot suier tot oesvermindering tot lowebeheer, bemesting, soil management is so complex, but just make the right decisions. En dan pars op die regte tyd vir jou styl wyn. So ek deel blokke met baie ander wynmakers, verskillende wynmakers. En as tye wat ek sny en hulle sny 2 weke later as my. Of andersom, soms by Cabernet blok. Jy nou sny en ek sny 2-3 weke later. I'm looking for elegance in wine, I look for balance in wine. But we need a certain amount of power and weight and structure. So it's all about those balances. I like to pick op die wit wyne, ek hou daarvan lae alkohol, hoë suur, goeie varsheid, maar mens moet altyd 'n bietjie vrug hê. So jy kan nie te vroeg pars en 11% alkoholwyn maak wat nou niks gee het nie. So ek wag vir daai balans waar ek nou genoeg gee in die druiwe. So die resep vir daai and the secret there is just time in vineyards, tasting. Ek dink daai is seker een van die moeilikste vraagstukke in wyn maak is om daai perfekte balans te kry tussen jy wil laer alkohol hê, maar jy moet daai suur teeskop teen die suur. Ons het nou oor die naweek 'n diererige bottel wyn oopgemaak, het gevoel so wat amper ondrinkbaar is want die suur was so hoog en daai bottel wyn het nou vir 2 dae buite gestaan met 'n narkie bo-op om hom op pad toe te hou. Jy weet, dink ek dis perfekte balans. En gisteraand weer vir die eerste keer daarvan gedrink en toe drink dit lekker. Toe is die suur onder beheer, dis baie vreemd. Jy bevraagteken natuurlik ook jou palet van die 2 dae voor dit en of jou palet dieselfde gereageer het, maar dit was dis min dat ons nou sê ons wil nie die wyn verder drink nie. En om een kant sit en maak liewer iets anders oop. Ons is nie so snobisties nie, maar daai wyn het heeltemal anders gedrink later. Baie keer ons maak wyne soos ek weet my witwyne of hooplik al my wyne, hulle kan baie goed verouder in hulle eerste jaar in die bottel. Ek wil nie sê hulle is drinkbaar, maar jy gaan nie alles uit hulle kry nie. You're not going to get the best out of the wine. Yeah. So that wine maybe just needed some time. We need acid for wines to age. I mean, wines with low acid can age, but generally you need some acid. And so that wine probably just needed some time. So as hy nou oop was vir 'n paar dae in die son, uiteindelik die vinnige veroudering gekry wat hy miskien oor die volgende 2 jaar sou gekry het. So eintlik is hy wyn miskien goed om te hou vir 2 jaar voor jy hom begin drink. Dalk het hy geweldig veroordeel gevoel. Hoe durf julle nie vir my hou nie, ek is veronderstel om die fantastiese wyn te wees. Maar Miles, as ons praat oor ou wingerd, noem vir ons net jou voordele dink jy van ou wingerd. Is dit 'n mooi storieetjie om te vertel? Is dit lekker om te praat oor die geskiedenis van Suid-Afrikaanse wyne en ons baie ou grond wat ons het, of is daar vir jou regtig waarde in ou wingerd self? Definitief is daar regte waarde in ou wingerd. Daar's geen twyfel. Ek dink, en hulle het eintlik studies gedoen en Stellenbosch Universiteit was betrokke hierby saam met, I can't remember which university in France. And they were doing studies on old wines. En hulle het nou agterkom dat as mense ou wingerdwyne proe teenoor jong wingerdwyne. Nou it's obviously a difficult, baie moeilike proef om te doen, want jy het nie gereeld dieselfde variëteit, selfe kloon, selfe onderstok jong wingerd op dieselfde site as 'n ou wingerd. Maar through all the studies they did of wine people tasting, hulle sê dat gewoonlik het ou wingerd in die proe, in die smaak, het meer tekstuur en 'n voller geur, 'n volle tekstuur in die wyn, in die mond veral. And I do pick that up in the old wine Chenin Blanc that I make and the old wine Sauvignon Blanc that I make. Maar
that being said, dis nie altyd waar dat ou wingerd gaan 'n beter wyn maak. Daar kan 'n ou wingerd wees, 'n wingerd wat geplant was op die verkeerde plek. Hy is nou oud, maar hy gaan nie miskien 'n baie goeie wyn maak nie. Of by rooiwyne, veral in Stellenbosch met Cabernet Sauvignon en Merlot, ons het rolblaarvirus wat 'n probleem is. En as die infeksie nou, en dis iets wat you can't cure it. The vines develop it, it's a virus, and it just gets worse and worse and spreads through the vineyard. And if it gets so bad, op 'n sekere punt maak jy slegte wyn as wat jy sou 5 jaar voor dit. En ek het nou ondervinding gehad met 2 Cabernet Sauvignon blokke wat ek gebruik het vir my topwyne, wat ek nou op die ouend moes vir die boer sê, ek kan nie nou aanhou die bedrywe vat nie, want die wingerd, die rolblaarvirus is net, uit die hele wingerd oorgevat, en die kwaliteit het nou afgegaan. Ja, hartseer. So altyd toe ek jonger was, ry jy so deur die wingerd, dan weet jy niks van wyn nie, en dink jy, dis so mooi. Kyk hoe mooi rooi is die blare, en dan besef jy jare later, nee, dis nie net herfs of iets is dit nie, daar's groot fout in daai wingerd. Ons gaan nou 'n bietjie praat oor jou gunsteling wyne in Suid-Afrika buite in jou eie wyn. So 'n paar vrae vir jou ook gooi. Maar as 'n mens net gepraat oor die Cape Winemakers Guild, die Kaapse Wynmakers Gilde, wat 'n baie belangrike rol ook speel in Suid-Afrika. Jy het die Maximilian wyn, sover ek verstaan, daarmee gebottel. Ek het al gebied daarop, wanneer jy daai, jy weet, veilings bywoon, dan gaan skryf ek nou maar, jy weet, my bie neer, daar het so 'n kamertjie waarop jy kan gaan bie op 'n paar wyne, wat apart is van die groot. Daar loop ek eers in nie. Daai geld het min mense, en ek verteenwoordig nie 'n maatskappy op daai vlak nie. So dan sien jy dit sal hom lekker wees om hom te proe en so aan. So vertel vir ons net van hoe belangrik dit is nou al 2012, jy is al lank daarbey betrokke as lid. Wat 'n rol dit vir jou ook speel om betrokke te wees by die organisasies. Ek weet, Cabernet Sauvignon vereniging het ook nou onlangs hierdie groot bymekaarkoms gehad, wat ek dink belangrik vir julle is in daai area ook. Wat 'n rol speel die organisasies vir 'n ou soos jy wat ook 'n onafhanklike wynmaker is? Jonk was toe ek 'n student was by Stellenbosch, daar was 2 goed wat ek wou in my loopbaan doen of bereik. En die een was Diners Club Winemaker of the Year, which I haven't managed to crack that yet. Maar die ander een was om 'n lid van die Cape Winemakers Guild te wees. Dit was die hoogtepunte. As ek nou daai bereik in my loopbaan, dat is al wat ek nodig het. So dit was iets wat aspirational was vir my. Maar ek dink vir my brand is 'n baie goeie ding. This your association with the top winemakers in South Africa, they've proven themselves over a period of time. They've only been invited in because of their track record and been voted in is a huge honor. And it just elevates my brand to a point that it started to become taken really seriously. Nou, jy sou miskien kan sê, maar jy nou lid geraak toe jy nog steeds die wynmaker by Tukare was, so was Tukare se wyne. Maar ek dink die idee van die Cape Winemakers Guild is they don't recognize the brand, they recognize the skill or the potential of the winemaker themselves. So that's why I was chosen. Maar it's become much bigger than that. Veral met die Cape Winemakers Guild Trust wat ons het, wat nou die Protégé program het, en ons vat jong wynmakers deur 'n program van mentorship om hulle te train, om hulle te gereed te maak vir 'n loopbaan in die wynbedryf. Ek dink vir my dis 'n groot deel van wat dit is en wat dit bedoel om 'n lid van die Cape Winemakers Guild te wees. So daar's basies drie pilare van die Cape Winemakers Guild. Dis die networking tussen die wynmakers, the sharing of knowledge, because everyone shares knowledge, and we don't restrict it to Cape Winemakers Guild members, but you have a connection and you have an opportunity to interact with those winemakers. En dan is dit die veiling wat ons het. Met daai connection is daar wynproe waar jy leer by mekaar. So dan is die veiling wat almal dink dis die mees belangrike ding van die Cape Winemakers Guild, maar ek dink nie so nie. Ek dink dit is eintlik die derde it's the third most important part, but it is the face of the Cape Winemakers Guild. So almal sien dit, hulle sien die pryse, hulle sien die wyne, small lot wines bottled only for the Cape Winemakers Guild, only sold at the auction. They get good prices, get good attention, good scores. Sometimes it can be controversial, but that's always good to have those kind of conversations. And then ek dink mees belangrik van die gilde se kant is the Protégé program and the trust, which is the most important, which started in, if I'm standing correction, I think it was 2006. Okay. It started. Jy was in 2017 ook voorsitter, sover ek verstaan. So jy het nou die Winemakers Club wynmaak
wynmaker van die jaar gespreek in die heelal in. So julle het nou gehoor, hy wag nog vir daai vir daai toekenning. Hy sal dit baie graag wil hê. En dit is my baie mooi. Charles Hopkins was nou die dag al by ons en toe sê julle ouens, ek kan vir julle sê ek dink hierdie is die nuwe lede. Jy raak hy baie opgewonde oor wie is die nuwe lede wat gekies word. Dis baie eksklusief. Hoeveel mense kan 'n lid raak elke jaar? Is daar 'n beperking? Nee, daar is nie 'n beperking nie. Goed. En daar is nie 'n beperking oor die hoeveel lede daar kan wees in totaal. Ons het 'n bietjie workshop en gepraat oor wat die golden number is en hoe gaan hy werk, maar ons het besluit ons gaan nie nou beperkings opsit nie. So hierdie jaar, ons het verlede jaar, ek dink ons 7 of 8 mense wat nou voorgesit was vir as lede, en dan ons as lede ons stem en dan gewoonlik 2-3 nuwe lede kom in. Soms is daar geen, maar dan hang af van die ek sou sê die kwaliteit van die mense wat nou voorgestel is. Dit is die verskillende vlakke ook. Jy het nou die introduction reeks, jy het die Saskia en Max, die reserves, en dan die chapters reeks ook. Ek het 4 verskillende wyne, alles enkel variëteit, Cabernet, Sauvignon Cinsault, Chenin Blanc en 'n Sauvignon Blanc. Jy het gesê jou soetwyn is die gewildste? Dis die een wat die hoogste meer the most consistent high scores. So gereeld 5-ster by Platters, gereeld 95 plus by Tim Atkin, uit 95 by Neil Martin gekry, wat 'n oorseese skrywer is. Maar ek maak dit nie elke jaar nie, want dis 'n edellaatoes. So dis 'n wyn wat ons moet wag vir die infeksie van die botrytis swam. Moet die korrels infekteer om hom te konsentreer om die geur en die hoë suiker te gee. Daai bly natuurlik nog die interessantste konsep. Jy weet dat jy wil hê dit moet gebeur om dit vir jou te bied. Hoekom dink jy is dit belangrik vir 'n handelsmerk om ook 'n soetwyn te hê? Want ek het op 'n stadium 'n program gedoen met iemand wat hulle spesialiseer in soetwyn. Hy's 'n wynproeër, doen baie van hierdie kompetisies en so aan, en hy het net gesê dit is sy groot gunsteling. Baie ander mense sal sê nee, ek slaan dit oor. Ek is nie gepla daarmee nie. Is baie, veral botrytis is baie harde werk, en jy kry baie min wyn vir jou werk. Dis hoekom dit so duur is. Vir my, ek is 'n groot liefhebber van soetwyne. Obviously as 'n Suid-Afrikaner met 'n pa wat nou wyn versamel het in sweet wines, especially fortified wines, gefortifiseerde wyne in Suid-Afrika, maar soetwyne ook. So dis iets wat jy, as jy nou groot geraak het in 'n huis waar goeie wyn is, jy gaan definitief van tyd tot tyd blootgestel aan soetwyne. Toe ek in Australië gewerk het, ons het 'n Riesling soetwyn gemaak. They called it cordon cut, so they don't actually wait for the botrytis. Hulle snoei net onderkant, was hy 'n vroeg snoei, net onderkant waar die druiwe hang, die trosse hang, en dan wag hulle om daai goed te dehydrateer op die stok. Sure. Toe ek nou in Kalifornië gewerk het, ek het gewerk by Farniente, en hulle het 'n edellaatoes Sauvignon Blanc gemaak. Hulle het eintlik die infeksie begin met spore van botrytis wat nou in die laboratorium gegroei was, en het nou die lower van die wingerd so hanteer dat it's going to bevorder die ontwikkeling van botrytis in die trosse. Between the two harvests of Australia and California, I traveled to France and I went to Bordeaux and I went to Sauternes with my father, and we tasted sweet wines of Sauternes, Château d'Yquem being one of them. So ek het nou begin I got more exposed to it. Ek wil net sê, op die neus het ek gedink, hy gaan baie soet wees. En toe vat jy 'n slukkie en toe is daar soveel mooi suur ook op hierdie soetwyn. Jy weet, baie keer kan jou palet moeg raak daarvan. So in die begin is dit net hierdie absolute velvet gevoel in jou, en sagte gevoel in jou mond, vol mond, en dan kom hierdie lekker suur ook deur, wat ek geweldig waardeer van 'n soetwyn. Ja, dis een van die mees belangrike ding van alle wyne is balans, maar veral by soetwyne. So hierdie is edellaatoes, botrytis, Chenin Blanc, Stellenbosch, 2025 Kika. The reason why I'm showing it is she always gets upset because I'm always showing Saskia, Max, Sam, and
baie min of as na mense toe gaan as 'n geskenk, ek vat Saskia of Max. Ja. Nooit kikker nie. Rede is gewoonlik drink nie mense soetwyne nie. Ja, Maar mense moet dit meer begin doen. ja, maar vir my die balans is die mees belangrik. So hy is taamlik soet, hy's 220 gram suiker. Ja, Wat eintlik vir my 'n bietjie op die hoër kant is. Ek wil eintlik 'n bietjie laai hê. Maar die suur is oor die 8,5 gram per liter. En hoe ek hom maak, jy kry 'n bietjie tannin. So as ek hom nou inkry in die keller en na al die selection in die wingerd en op die sorteringstafel in die keller, ek maal hom af heel tros en sit hom in bins, klein bins, 500 kg per slag met verkoeling in, maak die bin toe en ek hou hom daar op die doppe en met die stingels by vir 2 tot 4 dae. En dan pres ek die sap en dan sit ek na 'n vaat en so ons kry 'n bietjie tannin wat ook hy droog, the perception of dryness that you get and a bit of a grip. want ek op die neus was dit vir my definitief gedroogde kojavel. Jy kan nou maar vir my sê as ek nou verkeerd is of jy nie gelukkig is met daai element wat ek nou opgetel het, die karaktertrek. Ek sou sê vir my in die wyn is dit dried apricot, peach, dried guava. Ek kry ook hy quince, quince jelly wat jy saam met kaas gaan eet. Definitief. 'n bietjie gemmer. Then obviously on the nose is that honeysuckle blossom character. You get the floral character. Dis baie mooi. Ja. Pragtige etiket weer eens. Dis 'n verskriklike mooi geskenk om vir iemand te gee. So ondersteun vir Kika. Ons sê vir ons het 'n punt daarvan gemaak. Ek wil net vir jou vra, die wyne is aanlyn beskikbaar. Dis die plek waar jy koop. Het jy 'n proelokaal enigsins waar mense kan gaan proe? Nie op die oomblik nie. Ek probeer nou. Ja. Want ek werk in iemand anders se keller. Ek kan nie daai gebruik as 'n proelokaal. My kantoor is by die huis. Ek doen proe elke nou en dan hier en daar vir mense op my stoep by die huis, maar my vrou sy's nie gewilde, she's not so excited about that. So ek nou probeer nou 'n plek kry waar ek nou my wyne kan laat proe. Ek praat met iemand, dis net uit by die Stellenbosch, dat hulle my wyne kan verkoop as a cellador and then I will train their staff to do a tasting on my wines. Wonderlik, ja. So ek gaan hooplik, maar op die oomblik as nêrens waar jy my wyn kan proe. Ja, en dit is beskikbaar aanlyn on my own website en dan as 'n klomp ander mense wat die wyn verkoop. Gaan na die proe toe. Tim Aitken proe, as jy daar, jy gaan daar wees. Ons sal definitief daar ook gaan ondersteun. So vinnige paar vrae, Miles. Jou gunsteling legendariese wynmaker van Suid-Afrika en dan jou 'n wynmaker wat jou opgewonde maak. Nie dat die legendes jou nie ook opgewonde kan maak, hierdie ouer wynmakers. Ja, so my gunsteling, I would have to say vir my, in my hele loopbaan, Giles Webb from Thelema het 'n groot invloed op my gehad. Hy was my mentor basies. En he was the rockstar winemaker in the late 90s, early 2000s. En hulle maak nog steeds baie goeie wyne by Thelema. Hy's nou afgetree, hy's nog steeds betrokke, maar ek sou sê vir iemand wat nou aan die begin van the revolution of the start of the South African modern wine industry, and Giles Webb has a huge part to play in that. Ja. En die wat weet van Thelema se wyne. 'n Mens sien dit baie min bemark en so aan. Jy weet, ek bedoel hulle is sagkuns eintlik daar, maar gaan proe 'n bietjie van hulle wyne. Ek dink mense vergeet baie keer of ken hulle net nie so goed nie. Ja. Dis oorkant Tokara. Ja. So jy kan nie sy afdraai, gaan doen maar 2 wynproe. Maar ja, so gaan maak daar draai, ja. En dan van die jonger wynmakers wat nou ek dink daar's soveel van hulle wat so interessante, nuwe, uitstekende wyne maak. Maar as een jong ou van en hy kom van 'n wynmaakfamilie, dis Bernard Berdel van Science of Sinai. Sy wynkwaliteit is uitsonderlik goed. His technical approach to winemaking is amazing. And it's just getting better and better and better. So if I had to name one, it would be him. Maar daar's soveel name ek kan sê. Yes, Sam Lamson, someone like iemand soos Donovan Raal, maar hy's nou 'n bietjie meer bevestig. Ja. Ja, daar's soveel van hulle. Baie van hulle.
So, wat is jou guilty pleasure as dit kom by kos en iets om te drink? Dit hoef nie eers 'n wyn te wees nie. So, of dalk geniet jy 'n glas wyn met 'n of ander takeaway of iets. Kom. Is daar iets wat jy geniet of 'n kaasbroodjie of hoe loop hy? Jy lyk vir my baie gesond. Ek dink julle doen vreeslik baie take-out en Nee, jy's reg. Nee, maar as my vrou uit die huis is, dan sê die kinders vir my, kom, kan ons vrye burger kry? Kan ons pizza kry? Ja. Goeie keuses daai. Kwaliteit. Ja, kwaliteit weer. Ek sou sê vir my, as ek nou 'n kikker as ons nou foie gras kan maklik kry in Suid-Afrika, it's not easy. I did see it at Giovanni's the other day. Maar as jy nou 'n bietjie foie gras of goeie goose liver pâté met die kikker, net op 'n fin crisp of stukkie brood, baie goed. I would actually say a good Cabernet or Bordeaux style blend from Stellenbosch. It doesn't have to be high priced. It can be averagely priced, like my introduction red. Jy weet, hy's R220 'n bottel, so iets met 'n pizza. Met 'n pizza. Arme eende, ek moet hom net sê die arme eende, maar geen oordeel nie. En as jy nou 'n kaasbord gaan doen en jy het nou die kika, het jy niks anders nodig in terme van 'n konfyt of iets soos dit daarbey nie. Dit is dan perfek. Ja. Dit met kaas, ek moet net op sy eie fenomenaal wees. Jy kan met enigiemand om die tafel sit en 'n glas wyn drink, lewend of dood. Wie sal dit wees? Enigiemand. Oh, that's not an easy one. It would definitely be surf related. En ek sou sê, ek sou definitief very popular because he's won so many world championships, but I'd love to, and I know he likes wine. So as ek nou met Kelly Slater kan sit, dink jy gaan net vir 'n ete en 'n bottel wyn en kan praat 'n bietjie oor sy loopbaan, dit sou 'n groot ding wees. Oh, cool. Wanneer wie Suid-Afrika toe kom, ek weet nie wanneer hulle weer kom nie. Dit was mos nou ook 'n groot Ja, dit was nou 'n groot ding en dit nou in Jeffreys Bay. Jeffreys Bay, dankie. Ja. Ek het 'n vriend wat altyd gaan deelneem en so hier van Blouberg af. Wat is die duurste fout wat jy nog ooit in die kelder gemaak het? ek het nou, dit was nou by Tukare. I did get a warning for this, so I'll just like to put that out there. By Tukare, ons span was 'n bietjie depleted. It was middelpars, eintlik na aan die einde van die pars. En daar was klomp mense, ons het 'n groot span gehad, so amper 12 of 14 mense in die kelder, maar ons het nou 6 mense gehad wat nou, die res was booked off sick and injured and exhausted en ek moet nou weer terug op die vurkhuise klim en ek moet nou weer alles op die vloer self doen. Saam met 'n paar mense, want ons het nie baie mense gehad, baie hande gehad. Gewoonlik sou ek nie eintlik daai werk gedoen het nie. Ja. En ek was nou besig om middel van middagete se tyd en ek het besluit ek gaan nou begin tanke drein en tanke pres. En ons het die groot mandjie pres wat op 'n groot vurkhuise kom, wat jy nou moet na jy die tank afgedrein van al die wyn, moet jy nou daai ding posisioneer onder die tank. Dis if you've ever been to Cara, daai suspended tanks. En dan kan jy oopmaak en dan kan jy leegmaak. En 'n mens kan dit self op jou eie doen, een man. 'n ander pres was 'n bietjie in die pad. Hy was besig om wit druiwe te pres en ek moet inkom na die frik en ek nou probeer hierdie ding nou plek kry by die tank wat ek wou nou leegmaak, maar hy was nou klaar gedrein. Maar daar was 'n tank langs aan, Mourvèdre, wat nog vol was en besig was om te gis. En toe ek nou die vurkhuise nou probeer posisioneer, toe hak ek die handvatsel van die tank voor op die voordeur en hy hak hom af. Oei, jene. En ek het nou gesit in daai vurkhuis, hy het gelukkig 'n dak. En daai 8,5 ton Mourvèdre het leeggemaak bo op daai vurkhuise. Binne 5 sekondes. Die hele tank. Ons kan al die doppe opgekry het. Ons kon hy gered het. So ek dink 5000, nee, miskien bietjie minder, 4,500 liter wyn in die drein afgegooi in 10 sekondes. Ja. En jy staan daar en daar's niks ek kan doen en so gevloek. Die hele ding net afgekom en gelukkig was almal op middagete, so ek het nou alleen gewerk, maar ek het so geskree, toe kom almal aangehardloop. Ek is jammer, nou nog steeds na al die jare, is ek jammer vir jou dit so gebeur. Dit en dan een ander groot fout wat ek gemaak het by Thelema toe ek 'n student was, en sê dat I haven't really made any big ones. Dit gebeur. Ja. So jou nommer 1 kos en wyn ervaring van alle tye. Dit hoef nou nie die fancy goed te wees. Dit kan, jy weet, foie gras en so nie. Ja. Dit kan iets meer eenvoudig wees, net wat jy aan kan dink wat vir jou die beste is. Vir my eie ervaring wat ek gehad het, ek het nou gewerk in Napa Vallei. My girlfriend at the time, but now my wife, she came to visit me at the end of the harvest.
I wanted to take her to French Laundry, which is very fancy. I couldn't afford it. So we went to their bistro restaurant called Bistro Gentil, wat ook in Jaantville is in die Napa Vallei. I had to save up for this, but die plek waar gebly het, die dame waar ek nou 'n kamer gehuur het vir die hele pars, sy het 'n mooi wyn collection gehad en sy het gesê ek kan enigiets vat. En toe vat ek 'n Dominus, so a very well-known, bit of a cult Cabernet from Napa Valley, maar hy's gemaak in meer 'n Europese styl, meer 'n Franse styl, meer 'n Bordeaux styl. Bietjie laer alkohol, nie tipies Amerikaans. En ek dink dit was in 1990. So it was 'n ouerige bottel. En by Bistro Gentil, ons het net 'n steak friet gehad, so the French steak friet, so just plain steak with French fries. En dit was net ongelooflik. Die kombinasie van die twee, die einde van my pars, my nou vrou saam met my, ons het nou die mooi ervaring gehad in die mooi restaurant. That steak and chips with that red wine was just phenomenal. Ek wil sê eenvoud, maar daar's niks eenvoudiger aan om 'n goeie stuk steak en chips te maak nie met 'n fantastiese bottel wyn. Laasens, Miles, gee vir ons 'n klankbaan vir die Kika. So wat 'n liedjie as 'n klankbaan sal jy bysit daarso? Om die aand mee af te sluit. Oh, sure. Ek is eintlik I'm not a big music person. Maar I think I'd have to choose something that she would love, because it was the only 2 lullabies I could sing to my children were actually 2 Bob Marley songs. Mooi. Dit klink The one was lullaby. 3 Little Birds, but probably Redemption Song. Okay. And that. Oh, fantasties. Okay. Redemption Song, fantasties. 'n klassiek daai. Miles, baie dankie vir die tyd. Ek weet dit is waardevol en ek hoop die branders loop in die wingerde hou. Vir 'n wyle, dankie vir die inligting en die feit dat jy daai kans gevat het. Ek het nog gesê laasens, maar wat is jou nommer 1 raad vir iemand wat sê ek wil eendag my eie wyn etiket bekendstel? Ek sou sê wees geduldig, want daar's klomp jong wynmakers en ek het nou 'n student gehad, afgelope paar jare student gehad wat saam met my gewerk het en hulle wil nou uit universiteit begin met hulle eie brand. Ja. En toe sê ek daar's soveel brands op die oomblik op die mark. Jy moet sorg dat jy weet watter styl wyn wil jy maak, what do you want to focus on? And you have to develop your winemaking knowledge and winemaking skill. Wat jy weet van die universiteit is niks wat jy kan leer op by die werk om by groot kelle of medium size kelle te gaan werk. So wees geduldig. Maak seker jy het 'n groot passie vir die wyn en die styl wat jy gaan nou eers vrystel. So don't just do something because it's fashionable. Do something that you feel you've got passion for. Ja. So whether it's cool climate Chardonnay, Pinot Noir, dan weet jy moet daar in die hemel en aarde vallei of Grabouw Elgin gaan boer of gaan wyn maak. As jy nou groot passie het vir Bordeaux blends, dan Stellenbosch, jy weet, of miskien net Syrah, jy kan jy weet, take time to work out what style of wine really makes you tick, and then take time to get experience working with experienced winemakers and just ask questions all the time and learn before you take that first step. Want dit is moeilik om wyn te verkoop en as elke week ek stap in 'n nuwe winkel in en ek sien etikette wat ek nooit gesien het nie. Ja. Dis baie kompetisie daar buite. Ons ondersteun breed, Miles, gesondheid op die toekoms van Miles Mossop Wyn. Baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Dankie Kika. Baie dankie vir die kuier, Miles Mossop. Daai rooiwyn is heerlik, hoor. Die Max gaan kry hom, ondersteun, gaan loer gerus aanlyn. Ek sluit af met my wynfeit vir die week. Dit is meer soos wynnuus. Hulle het nou onlangs duikers langs die kus van Sicilië 'n 2100 jaar ou Romeinse skeepswrak ontdek, vol honderde goed bewaarde amforas wat gebruik is om wyn te vervoer. Dit is nou na ander belangrike fondse, insluitend die 2024 analise van 'n 2000 jaar oue vloeibare wyn wat in Spanje gevind en bewaar is. Sê vir my wat jy geniet van die program, wat jy graag meer van sal wil leer in die Reine Wynheid met my Martlies Brink. Sien jou weer volgende week. Dis Brink by rsg.co.za. Gesondheid.